word ons ook eers vir 'n oomblik stil voor die Here. Ons slaan ons oë op na die berge en ons vra, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons weet ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het. Ek het altyd getrou dat vaar nie die werke van sy hande nie. Luister na my stem, sê die Here, en ek sal vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, is nou by elkeen van ons teenwoordig deur die kragvolle inwerking van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons so staan, geliefdes, sal jy sien daar op die begrafnisblaadjie van Tannie Hannetjie het ons 2 liedere daar aangeteken wat ons gaan saam sing. Liedere is lofprysing om die Here se naam groot te maak, maar ook woorde wat besonder deel het aan vandag se verrigtinge. So ek wil ons vra dat ons dan sal saam sing Gesang 295, daar sal jy sien is vers 1, 2 en 3 opgeteken, en as ons dit klaar gesing het, kan jy weer die plekke inneem. Dani, Annelie, Joel, Cameron en Jacques, geliefdes, vriende, ons innige meegevoel en simpatie met die afsterwe van Tannie Hannetjie. Sy was hier by ons gemeente, iemand wat kan beskryf word as 'n ligdraer. Sy het verskil gemaak waar sy haarself bevind het. Sy was kleurvol gewees, sy was vol energie gewees en het vasgeglo dat sy gaan 100 jaar oud word. Die weg en die weë wat die Here vir elkeen van ons se lewens het, is ook anders as dit wat ons beplan, soos ons dan ook vanoggend hier saam kan sien, dat Tannie Hannetjie het nie 100 geword nie, maar wat ons wel ons troos in vind, is dat waar sy nou is daar nie 'n getal of ouderdom, maar ewigheid. Tannie Hannetjie het in ons gemeente 'n vrolikheid en 'n vriendelikheid gebring. Sy het selfs besoekers laat tuis voel deur om hulle by die deur te verwelkom en te nooi vir 'n koppie koffie, dat selfs besoekers vir ons sê, hier's 'n gemeente waarby ons wil inskakel. Daar's 'n hartlikheid, 'n warmte en 'n gesinsgevoel. En dit is dan ook wat ons vanoggend beleef en wat ons in die afgelope tyd beleef het ook in ons gemeente, dat die Here het iemand van ons eie geestelike gesin van ons weggeneem. Maar ons treur nie, ons staan nie soos diegene sonder hoop vanoggend hier nie, want ons hoop is geanker in ons lewende God, wat ook 'n belofte gemaak het dat daar vir ons ewige troos is, in die wete dat Jesus Christus ons getroue saligmaker is, en hy is ons anker en ons vaste hoop, ook en vir altyd wanneer ons groot verlies en hartseer beleef. Nou, Tannie Hannetjie het die laaste vlakpan toer saam met ons meegemaak, en ongelukkig as gevolg van haar ouderdom ook, en moegheid, kon sy nie saam met ons op al die wilsritte gegaan het nie, en sy het haarself toe nou geoortuig dat sy die laaste een ook sal meemaak. 'n groot behoefte, 'n groot begeerte was om die renosters te sien. En Tannie Hannetjie
het saam met my in die voertuig gery en ons het gery. En Dani het agter my met sy voertuig gery en ons het gery en die moeilikste paaie gekies wat daar op vlakpad te kies was. En dan die Annetjie het hier langs my gesit en sy het so half sakkies gemompel, maar nou, ons werk maar met bejaardes, ons gee hulle maar ook soms 'n geleentheid vir hulle episodes, maar sy het net gemompel en gepraat en nader aan vra ek vir Tannie Annetjie, waarmee is Tannie besig? Toe was sy besig om te bid. En sy het die hele Wildsrit gebid en vir die Here gevra om, as dit sy wil is, net vir haar 'n geleentheid te gee om die renosters te sien. En ons het wragtig, net voor ons besluit om terug te draai, ons eintlik self in verdwaal bevind. En toe kom ons op hulle af, en sy het soos 'n graad 1 dogter gegiggel en gelag van blydskap en tevredenheid. So om dit net weer in perspektief te sit, dis Tannie Annetjie, is dat selfs die kleinste dingetjies in haar lewe was vir haar so belangrik. En daarom kan ek ook met sekerheid vir u sê vanoggend, elkeen van u wat hier is vir Tannie Annetjie ook baie spesiaal gewees. En mag die Here elkeen van ons wat seer het vandag ook troos, soos net hy vir ons kan troos. Ons is vandag hier by die gedenkdiens van Tannie Annetjie Swarts, gebore die 22 Oktober 1944 en onlangs van ons al weggeneem die 24 April 2026. Ons glo en vertrou dat die Here ook tot elkeen van ons sal spreek en dat ons ook vanmiddag sal glo met ons hele hart dat mis my, maar laat my gaan, gee haar geleentheid om ook die res van haar aardse arbeid en haar moeite en die seer wat sy ook die laaste 5 weke van haar tydelike bestaan beleef het. Namens die familie ook hartlik welkom en dankie vir elkeen wat ook vanoggend hier saam met ons is. Geliefdes, ons gaan dan ons oë vestig na die woord van die Here. En die woord van die Here spreek vanmiddag tot elkeen van ons uit Psalm 91 uit, in die beskerming van die Allerhoogste. In die beskerming van die Allerhoogste, dit is ook ons tema vir vandag se prediking, is wanneer jy skuil by die Allerhoogste. Eers wil ons saam lees hierdie kosbare Psalm wat ons goed ken en daarna sal ek vir ons gebed doen. So kom ons luister nou met ontvanklike harte na die stem van die Here, wat ook vanmiddag tot elkeen van ons spreek. Ek lees voor. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, maar jou sal dit nie aankom. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lente van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien, tot sover in die woord van die Here. En nou die mans vra om net te staan dan, nader ons tot God in gebed. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons slaan ons oë op hierdie dag tot U, maar ons wonder nie waar ons hulp en ons krag en ons troos en bystand vandaan sal kom nie, want ons weet, Here, met absolute sekerheid, dit kom van U af.
U wat die hemel en die aarde geskape het deur die spreek van 'n woord. U wat ver verhewe bo die mens se verstand is. U wat nie begrens kan word nie. Maar U wat ook 'n belofte gemaak het dat U laat vaar nie die werke van U hande nie. En dit is dan vir ons 'n besondere voorreg ook op hierdie dag tot U te kan nader. As gevolg van die handewerk wat U ons die voorreg gegee het om te ken. En dit is Tannie Hannetjie Swarts. Maar die een ding wat ons ook weet is dat selfs deur die dal van doodskade ons geen onheil sal vrees nie, want U handewerk is ook tot in ewigheid gevestig en geanker in die oorwinnende bloed van ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. En daarin vind ons dan ook op hierdie dag by hierdie gedenkdiens van Tannie Hannetjie ons troos, 'n troos wat nie van mense afkom nie, 'n troos wat nie vanuit onsself kom nie, maar 'n troos wat alleen van U afkom en in ons harte gewerk word deur die Heilige Gees en die woord wat ons ook dan nou gelees het. En daarom smeek ons dan ook, Here, dat dit wat ons vandag gelees het, dat dit vir elkeen van ons tot dit sal wees in hierdie tyd van hartseer en afskeid en verlange, maar dat ons ook sal beleef en voel hoe U vaderlike arms om elkeen van ons hou. En besonder ook vir Dani, Tannie Annelie, Doel, Evelyn en Job en die geliefdes van Tannie Hannetjie. Ook dat U hande sal hou om ons gemeente wat as 'n familie van Christus funksioneer, wat as daar van ons lidmate afsterf, seer beleef. Ons vra, Here, dat U arms om ons sal hou en ons hoof sal optel. Ons smeek, Here, dat U ons gebede sal aanhoor en verhoor, maar ook dat U vir ons rustigheid en 'n kalmte sal bring, want daar die beloftes van groen weivelde en waters waar is, het vir Tannie Hannetjie gerealiseer, maar ook in ons dit vandag beleef, wanneer ons ook skuil by die Allerhoogste, naby aan U lewe en U ken. Ons bid dat hierdie woord van vandag vir ons almal sal lei ook op hierdie pad van geloof. Ons vra, Here, dat hierdie geleentheid van hierdie gedenkdiens tot die eer sal strek, en dat al die fokus op U en U alleen sal bly. Ons vra, Here, dat die genade vir ons genoeg sal wees, soos ons ook nou gesing het. Dat die onbeskryflike genade wat ons onsself kan toeëien, met die wete dat daardie genade verbond, redding in Christus Jesus beteken. Dat nie eers die dood, die laaste greep of die laaste sê oor elkeen van ons, en in besonder ook Tannie Hannetjie se lewe het. Die Seun Jesus Christus, ons verlosser, het die handel van die dood uitgeruk, en daarmee saam vir ons erfporsie in die hemel gaan voorberei. Ons bid, Here, dat ons daardeur getroos sal word, en dat daardie troos vir ons ewig sal wees, en dat daardie troos ons staande sal hou, en dat daardie troos ons trane sal afvee, maar ook meer as dit, dat daardie troos ons sal lei, en ons lewens ook indruk, volgens U wil, volgens U woord, en ons self sal bevind op die weg van geregtigheid. Dankie vir die Bybel, dankie vir U liefde. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Heilige Gees. Amen. U kan weer die plekke inneem. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons kom vandag hier by mekaar om afskeid te neem van Tannie Hannetjie Swarts, iemand wat ons baie voorlief was, iemand wat verskil gemaak het. Ons kan met eerlikheid sê dat die wêreld is nie 'n beter plek sonder Tannie Hannetjie. Sy het 'n unieke lig gebring in selfs moeilike omstandighede en altyd 'n positiewe uitkyk gehad op die lewe en veral ook rakende uitdagings. Altyd met haar tong in die kies gesê, nee man, ons sal dit en ons sal dit doen en ons sal dit en dat regkry. Altyd gereed en bereid gewees om te werk en te bou aan die kerk en die geloofsgemeenskap wat die Here ook in haar toevertrou het, waarbinne sy ook tuis gevoel het. Ons kom vandag hier by mekaar om 'n geliefde hier in die tydelike lewe hier by die kerk te groet, 'n lieflike, loflike, vrolike mens wat diep spore in elkeen van ons
se lewens gelaat het. Raafsterwe laat 'n leemte wat ons weet woorde nie maklik kan vul nie. Ons kom hier by mekaar en ons praat met mekaar die afgelope tyd en ons voel die pyn van verlies. Die stilte van haar stem en die unieke lag. Die herinneringe wat nou so kosbaar en selfs tegelijkertyd seer is. Party oomblikke kom die hartseer soos golwe, onverwags en oorweldigend. Maar dit herinner ons net aan wat 'n besondere mens dan die Hannetjie Swarts was en ook wat 'n deel sy in ons lewens gehad het. As 'n moeder, 'n skoonmoeder, ouma, vriendin en ook uiteindelik 'n meelewende aktiewe lidmaat van ons gemeente hier by KB Kerk Standerton. Nou in hierdie uur van hartseer kom die Here self na ons toe as die volmaakte herder vanuit Psalm 91 en hy kom troos ons en hy kom openbaar homself van ons. Maar hy kom nooi ons nie uit om ons oor vir die werklikheid te sluit nie. Ons weet hoekom ons hier en dit is nie 'n lekker rede nie en ons wens dit kon so anders gewees het, dit kon soveel beter gewees het. So die Here wil nie hê dat ons oë moet sluit vir die werklikheid en dit wat ons beleef nie, maar wat hy wel wil hê is dat ons hart moet vestig in hom en ons fokus plaas in hom wat groter is as die ellende, groter is as die seer en groter is as die verlies wat elkeen van ons ook beleef het. En vanuit hierdie psalm kan ons met eerlikheid sê, ons weet nie presies wat die omstandighede van hierdie psalmdigter was nie, wat hy moes deurmaak het, of wat hy moes beleef het nie. Die Bybel swyg daaroor. Maar juist dit maak die psalm vir ons so kragtig en so universeel, dat ons vandag op hierdie oomblik daardeur getroos kan word, dat ons daardeur staande gehou kan word. Want hierdie psalm is nie 'n naïewe belofte van 'n lewe sonder probleme nie, of 'n lewe sonder seer nie, of 'n lewe sonder verlies nie. Inteendeel, in hierdie psalm sien ons baie duidelik dat die psalmdigter erken hierdie swaar en die gevare van die lewe. Hy noem dit eintlik so duidelik, die hele psalm skets vir ons hierdie prent van uitdagings en mismoed en teëspoed wat hom op sy lewe of op daardie oomblik getref het. Hy praat van die net van die voëlvanger, die verderflike pes, die pyl wat bedags vlieg, die skrik van die nag, die siekte wat verwoes, selfs duisende wat val. En wanneer ons veral ook vandag hier by die kerk by mekaar is, dan besef ons dis ook die werklikheid van die lewe waarin ons lewe. Dit lyk soos ons lewe, 'n wêreld waar verlies werklik is, seer werklik is, maar ook die dood 'n realiteit is, waar ons ook geliefd is, diegene vir wie ons baie lief is, selfs meer as ons eie lewens lief is, dat ons hulle ook moet groet, vir hulle moet totsiens sê. Die psalm bevestig dis duidelik om by die allerhoogste te skuil, om onder die vlerk van die Here te staan, om naby aan die Here te wees en te lewe, vry waar ons nie van enige ellende of seer, verlies en skade nie. Die gelowige kind van die Here, die heilige kinders van die Here, word nie gevrywaar van lyding nie, teëspoed nie. Die psalmdigter self het waarskynlik baie moeilike omstandighede deurgemaak, swaar tye deurgegaan in sy lewe. En hy het geweet hoe dit voel wanneer die dood naby kom en die verlies seer maak, wanneer die vyand dreig, wanneer die liggaam swak word. En as ons die psalm lees, dan sien ons nêrens dat hierdie psalmdigter sing van enige ontkenning nie, maar in geloof. Hy worstel nie, hy nader tot die Here in hierdie oorwinnende geloof wat hy ervaar en wat hy beleef en wat hom staande hou ten spyte van die woeste en die seerstorms wat hy in sy lewe moes trotseer. Hy verklaar dit so mooi in Psalm 91 vers 2 as hy self bely en self sê, ek sal tot die Here sê, die verbondsgod, die God wat nog altyd by my is, my toevlug en my bergvesting. My God, op wie ek vertrou. Die psalmdigter openbaar hier geloof wat nie ontken nie, maar vasklou. Selfs met bewende hande, selfs met seer hande, selfs met hande wat
nat is van die trane wat ons van ons wange afvee. Die kern van hierdie psalm wat ons baie goed ken, is nie die afwesigheid van nood nie, maar juis die teenwoordigheid van die Here, ons God in die nood. Die teenwoordigheid van die lewende God, wanneer die nood klop, en elkeen van ons lewens ly in die seer, veral ook in die verlies. Die kern van hierdie psalm is die sekerheid, die absolute sekerheid, wat 'n kind van die Here het, dat God, ons God, is groter as die ellende, groter as die seer, groter as die pyn en selfs ook groter as die verlies. Hy sal die geloof wat hy aan sy kinders, sy getroue kinders, deur die genade geskenk het, bewaar, selfs al bevind ons onsself in die hartseer van afsterwe. En dis die wonder van God, dis wie hy is, dis hoe hy homself ook deur sy woord in besonderlik Psalm 91 en elkeen van ons openbaar. Wat 'n voorreg om nie daardie God onsself te kan toeëien en te kan sê, dit is my Here nie, dit is my God nie, en hy is hier by ons teenwoordig. Die diepste betekenis van hierdie psalm kom veral na vore in die laaste paar verse van die psalm waar die Here self praat, waar hy self van die woord is, vers 14 tot 16, wat sê, en ek wil graag net so 'n paar veranderinge aan die teks aanbring, want ons praat hier van Tarianetjie, iemand vir wie ons lief is, en dat hierdie teksvers is ook vir haar. En as ons so lees met 'n paar veranderinge, waar ons net die volgende veranderinge maak, omdat sy my lief het, daarom sal ek haar red. Ek sal haar beskerm, omdat sy my naam ken. Sy sal my aanroep, en ek sal haar verhoor. In die dood sal ek by haar wees, ek sal haar uitred en eer aan haar gee. Met lengte van dae sal ek haar versadig, en ek sal haar my heil laat sien, my verlossing laat sien, die wonderlike verlossing wat ons deelagtig word in Jesus Christus, die Seun van God. En hier sien ons die hart van die sake, 'n persoonlike, liefdevolle en intieme verhouding met die lewende God, om aktief saam met die Here te leef. Dit gaan nie oor 'n waarborg teen alle pyn nie, maar oor die belofte dat God by sy kinders is in die pyn. Dat hy teenwoordig is wanneer dit seer is, dat hy ons dra wanneer dit te veel word. En dis sy lig alleen, volgens Psalm 18, as Dawid sê, dit is sy lig alleen wat die duisternis in ons lewens opklaar, en selfs die donker word van hartseer word deur die Here in ons lewens weggeneem. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat ons die voorreg geniet om in so intieme verhouding met die Here te mag leef, saam met hom te kan wees nie, en hoe ek vandag aan hom te kan vasklou nie. Hy vrywaar ons nie van die nood nie, maar hy red ons in die nood, sê hy. Hy is altyd daar. Hy beskerm veral die geloof van die ware gelowige in die moeilikste tye. Hy maak seker dat daar die saad van genade, daar die saad van geloof in ons bly groei, al voel dit of ons op ons knieë is, al voel dit of die wêreld se mismoed en seer ons plat op ons rug druk en forceer. Weet jy waarvan ek praat as ek vandag vir u sê dat wonder ontkiem daar die saad van ware geloof wat ons staande hou, wat maak dat selfs al is ons gewond en selfs al het ons seer, tree vir tree vorentoe gaan en tree vir tree saam met die Here leef. Dis die voorreg wat ons in besonder ook vandag beleef en moet geniet. Wanneer alles rondom jou wankel, wanneer alles rondom jou uitmekaar val, wanneer verlies jou tref, en selfs wanneer die verganklike liggaam begin om in te gee, dan sê die Here, dan hou hy jou geloof vas, sodat jy daarop kan staat maak en daardeur kan staande bly. Hy laat jou nie in die duisternis alleen nie, hy is teenwoordig, hy verhoor wanneer jy praat, hy is by jou, hy red jou, hy is selfs teenwoordig, hy is selfs by jou, hy luister selfs wanneer jy dit eers kan regkry om tot hom te bid en die regte woorde te gebruik om jou seer te beskryf nie, wanneer jy maar net 'n sigting van die hart het. Dan sê die Here vandag vir jou, ek hoor jou en ek luister.
Hoe wonderlik is dit nie, dat ons ook dit mag bely nie. En hierdie pragtige, wonderlike beloftes vind uiteindelik die vervulling in ons Here Jesus Christus. Hy het selfs die diepste nood ingegaan, hy het self die kruis verlatenheid en die dood verdra, hy het self God verlatenheid beleef, hy het die pes van ons sondes op hom geneem en hy het dit gedra, hy het dit wat afstand tussen ons en hierdie lewende God gebring het, op hom geneem, hy het daar die brug geword wat ons toegang gee tot God. Ook vanoggend, vandag, in die tyd wat verby is en ook in die tyd wat voor lê. Het is wonderlik om te sien hoe die Vader hom selfs in die tyd van doodsuur gedraai. Deur sy opstanding het hy vir ons die sekerheid gegee wat vir ons troos bring, wie in hom skuil, wie naby hom is veilig. Altyd veilig, selfs deur die dood. En wat beteken dit vir ons wat agterbly? Vir ons wat dan nou ook vandag hier sit, vir ons wat nou hierdie tydelike lewe moet voortgaan en voortbou met groot verlies. Dit beteken dat ons hartseer eg en heilig is, ons mag huil, ons moet huil, ons harte moet seer wees, want ons weet wat dit beteken om vir iemand lief te wees. En ons weet wat dit beteken as ons vir mekaar sê, maar daar is net dood eenvoudig niemand wat hierdie persoon se plek in my lewe kan inneem nie. Ons ken dit. En ons verstaan dit. Ons mag die leemte voel, want aan die handjies se afwesigheid is nou werklik. Dis 'n werklikheid. Daar sal daar wees wat daar afwesigheid skerper voel as ander, dalk rondom 'n verjaarsdag, dalk met mylpale en hoogtepunte vanuit die familie, 'n Kersfees, of selfs om aan tafel te sit en lekker te eet en te kuier en myself te geniet. Daar sal oomblikke wees waar dit doodstil is, waar mense eie gedagtes stil te beleef. 'n herinnering wat 'n mens nou moet vasknoop in ons geheue, want daar's 'n moontlikheid dat ons dit ook kan vergeet. En ook uiteindelik, ja, ons by die vlakband toer, waar ons elke jaar so na uitsien om net intiemer en nader aan mekaar te lewe, staan die Annie se plek nou leeg. Sy sal nie meer saamgaan, nie meer lag nie meer bejaardes wakker maak om saam met haar op 'n wilsrit te gaan. Daardie tyd, daardie woord, daardie saamwees is nou verby. Maar ons huil nie sonder hoop nie. Die Psalm leer ons om juis in hierdie uur te skuil by die Allerhoogste, om te sê, Here, U is my toevlug, selfs nou, selfs in hierdie oomblik en vir die pad wat voor lê. Maar dit beteken ook dat ons nie op te vrees dat ons geloof sal breek, of dat ons geloof van ons af weggeneem sal word, of dat ons geloof sal verloor onder die gewig van die verdriet nie, want God maak 'n belofte in hierdie Psalm dat hy sy kinders se geloof sal beskerm, selfs in die moeilikste tye. Hy sal jou nie los nie, hy sal jou dra soos hy jou beloof het. Hierdie Psalm roep ons ook op om ons eie verhouding met hierdie lewende God te verdiep, om ook die vraag te kan antwoord vandag, ken jy sy naam? Ken jy hierdie God wat ons vandag van praat? Het jy hom lief en roep jy hom aan, dan bid jy hom? Want dan geld hierdie woorde ook vir jou. In die nood, in die hartseer en in die moeilike tye sal ek by jou wees. Die Psalm leer ons verder om met nuwe oë na die lewe en na die dood te kyk, want die dood is nie meer die einde vir die gelowige nie. Dit is die oomblik waarin God sy kind finaal uitred uit hierdie ellende en die smart van die tydelike lewe en 'n lewe nou bied, gevul met verlossing en heerlikheid en goddelike teenwoordigheid. 'n lewe sonder pyn en smart en seer en siek. Maar in die lewe kom die Here self en hy sê vir ons, hierdie Psalm is nie net vir die wat oorlede is, maar ook vir julle, want in hierdie lewe, vol uitdagings, sal ek jou dra. Jesaja 43 vers 1 sê dit so mooi, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, en dan verder sê die teks vir ons in vers 2, dat al kom daar waterstrome van die lewe oor ons, dit sal ons nie verdrink en onderkry nie. Al kom daar vuur van die lewe en dit voel dat jou brand, dit sal jou nie skroei of seer maak nie, want ek, sê die Here, ek is die Heilige van Israel, jou God, en omdat jy kosbaar is in my oë, en ek jou lief en jy hoog geag is, daarom gee ek my seën
in jou plek. Dat ons die voorreg kan geniet om ook in hierdie lewe die teenwoordigheid van Jesus Christus te mag hê en te kan beleef, en ook in daardie oorwinnende geloof te kan deel. En wat het hierdie Psalm vir Tannie Hannetjie self beteken? Tannie Hannetjie het ook in hierdie tydelike lewe geleef wat ons almal baie goed ken, soos ons almal weet. Tannie Hannetjie het sekerlik ook baie goeie tye, baie hoogtepunte, baie mylpale in haar lewe beleef, maar ook seer en beproewinge en selfs verlies. Sy het dit geken. Maar wat ek al geleer het, is sy het by die Allerhoogste geskuil. Sy het hom lief gehad, sy het sy naam geken en sy het aan sy hand in haar lewe vasgeklou tot die einde toe. Sy het hom aangeroep in haar nood en nou mag ons met absolute sekerheid vanuit ons kinderlike geloof sê en bely, God het sy beloftes aan haar gestand gedoen. Sy beleef dit wat sy nou aan vasgeklou het, eerstens. In haar siekte, in haar swakheid, in die uur van haar heengaan, was die Here by haar, was die Here met haar. Hy het haar geloof bewaar en beskerm in die moeilikste tye van haar lewe. Hy het haar nie verlaat nie, hy het haar uitgered. Hy het haar volkome uitgered, uit die sonde, uit die natuur van die mens, uit die lyding en selfs ook deur die dood. Hy het haar geëer as sy geliefde kind. En nou versadig hy haar met die lengte van dae, die ewige lewe. Daar is geen skrik, geen pes, geen pyl wat bedags vlieg nie. Sy is veilig by haar verlosser, sonder pyn. En dit gun ons vir die persoon vir wie ons lief is. Pynloos en vrede, en vreugde, en rus en vrede, haar ewigheid in te gaan, saam met die Here, haar verlosser. Die dood is nie die oorwinning. Jesus Christus is Tannie Hannetjie se oorwinnaar. Hy het die dood oorwin en weer in hom skuil leef, al sterwe hulle ook. En ek sluit af, kom ons neem vandag afskeid, ja met trane, maar ook met vaste hoop. Laat ons ook self in hierdie tyd opnuut skuil by die Allerhoogste. Gee jou hartseer, jou verlang en jou toekoms aan hom oor en mag die Here elkeen van ons in hierdie tyd en die dae wat voorlê se geloof bewaar, veral ook in 'n tyd van hartseer. Mag hy sy aangesig oor elkeen van ons laat skyn en ons vrede gee. Mag Tannie Hannetjie se lewe geloof vir ons getuienis bly. Dit is goed, is altyd goed om te skuil by die Allerhoogste, want hy val nooit nie. Die Here sê vir ons, met lengte van dae sal ek haar versadig, en ek sal haar my heil laat sien. En dis die waarheid. Amen. Ons gaan dan die prediking antwoord deur om saam te sing Psalm 146 op die blaadjie. Ek kan vra dat ons weer sal staan terwyl ons sing. Dan gaan ons dit staande saam sing vers 1 en vers 8 en dan kan u daarna weer net die plekke inneem.